2.17, maar het moja is 'n afwyking wat deur 'n dominante alleel hoofletter R veroorsaak word. Hierdie afwyking beskadig die arterieë wat bloed aan die brein voorsien. Die stamboomdiagram hieronder toon die oorerwing van 'n moja in 'n familie. Nou ja, onthou net, dis 'n dominante alleel waarvan hulle praat, so met ander woorde, alles die wat swart ingekleer is, hulle obviously sal geaffekteer wees, en die wat nie ingekleer is, die ongeaffekteerd is. Hoeveel generasies? Selfe vraag as voorheen. Ons het 1 en ons het 2 en ons het 3 generasies. 3. Ja, as hy. Gee die letters van die ongeaffekteerde mans, wel as gaan kyk hierso, omdat die kleurlose blokkies is ongeaffekteer, en die enigste ene, of figure, die enigste blokkie figure is H. En dan genotipe van individu A, wel, dit kan of hoofletter R wees, of hoofletter R kleinlettertjie R, maar as dit hoofletter R, as dit homosegoties dominant was, beteken dit hier sou nie 'n kind gewees het wat ongeaffekteerd was nie. So die enigste manier hoe jy 'n ongeaffekteerde en 'n geaffekteerde kind gaan wees, is as hierdie ouer hoofletter R kleinlettertjie R was, hoor, so asseblief onthou tog nou net dit. Letters van individue wat nie biologies van A en B verwant is, wel, hier's A en B, en dan is dit hulle twee kinders. So die enigste wat nie verwant is C en F is nie verwant nie. Jy kan nie enige van hierdie letters gee nie, want dit is nou weer hulle kleinkinders. So C en F, die gades van hulle kinders, is natuurlik nie verwant nie. By konyne is breinpels, hoofletter B, dominant oor witpels, kleinletter B, en langore, grootletter E, dominant oor kortore, klein e. 'n konyn wat heterosegoties vir beide eienskappe is, met ander woorde groot B, klein b en groot E, klein e, word met 'n wit konyn met kort ore, met ander woorde klein b en klein e. Noem die tipe kruising, ons weet dis 'n hybride kruising, omdat daar gekruis word met twee eienskappe. Gee die fenotipe van 'n konyn wat dominant vir beide eienskappe is. Omdat die fenotipe is obviously die uitdrukking daarvan. So beide eienskappe gaan bruin wees en lang ore. Bruinhaas met lang ore. As hy dan die genotipe vir die wit konyn met kort ore. Omdat wit is resessief en kort is resessief, so dit moet homosegoties resessief wees vir beide eienskappe vir dit om uitgedruk te word in die fenotipe. So dit gaan klein b en klein e wees. As hy die genotipe van die gamete wat van 'n heterosegotiese bruin konyn met kort ore. Omdat hulle soek die genotipe van die gamete. Alright, die genotipe natuurlik van die haas self met bruin konyn met kort ore is, dat is heterosegoties, met ander woorde is groot B, klein b, en kort ore is klein e. So die enigste genotipe gamete wat daar sou kan wees, is groot B, klein e en klein b, klein e. 2.19. Die tabel hieronder toon inligting oor bloedgroepe in 'n sekere bevolking. Nou daar is bloedgroep A, O, A, B en AB en die getal mense, en daar is natuurlik 'n onbekende by bloedgroep A, en dan wat dit die persentasie van die bevolking uitmaak. Hoeveel mense het die genotipe klein e? Nou ons weet klein e is bloedgroep O, en dit sal 954.000 mense wees. Dan die bevolkingsgrootte is 1.8 miljoen, bereken die waarde van X. Nou daar is twee maniere hoe jy X kan bepaal. Jy kan al die bekendes, getal mense kan jy natuurlik optel, met ander woorde 954.000 plus 180.000 plus 54.000 en dit aftrek van 1.8 miljoen. Of jy kan doodeenvoudig net 34 gedeel deur 100 maal 1.8 miljoen en jy gaan beide uitkom by dieselfde antwoord. Beskryf hoe 'n kind die bloedgroep oorgeerf het wat deur 3% van hierdie bevolking verteenwoordig word. En dit wil sê dis bloedgroep AB. Nou onthou bloedgroep AB is 'n kodominante bloedgroep. Die enigste manier, skuis tog 'n hond van my wat so opgewonde raak. Koula nee. Die enigste manier hoe die kind bloedgroep AB kan wees is as hy 'n IA van die een ouer af geërf het en 'n IB van die ander ouer af geërf het, om dan van die bloedgroep AB of die genotipe IA en IB te gee. As hy. Kyk, 2.20. Breinimalie van die tande is 'n geslagsgekoppelde kenmerk. 'n dominante alleel op die X-kromosoom veroorsaak breintande by mans. Verduidelik waarom meer mans as vrouens wit tande het. Nou om 'n wit tand te hê, moet jy twee X-kromosome wat die resessiewe alleel vir wit tande het, moet op dit wees.
Maar 'n man se chromosoom is mos XY. En dit wil sê 'n man hoef net een X-kromosoom met 'n alleel vir die resessiewe wit tande te erf, dan het hy dit. Die vrou however wat se chromosoom XX is, moet beide daai X-kromosome hê wat beide resessief is vir die alleel vir wit tande om wit tande te hê. So met ander woorde obviously man wat net een X het en 'n vrou 2 X het, jy kan mos beself dink, dis hoekom meer mans dit het. 'n Man met breintande trou met 'n vrou met wit tande, met ander woorde die man vir hom dan 'n breintand te hê, beteken hy moet X hoofletter B en 'n Y hê. Trou met 'n vrou met wit tande, met ander woorde sy gaan X klein b en X klein b wees. Gebruik 'n genetiese kruising. Alright, ek het nou die genotipe vir jou gegee, maar soos gesê, asseblief onthou net die template P1 genotipe, P1 fenotipe, die meiose, die gamete, die bevrugting waar jy gebruik maak van die Punnett diagram om dit aan te dui en dan jou F1 genotipe en daar het jy dit. Beautiful. Met ander woorde 50% kans vir meisies met breintande en 50% kans vir seuns met wit tande is die F1 fenotipe. By mense is kort vingers, hoofletter F en gepunte haarlyn. Hoofletter H, dominant oor lang vingers en kontinue haarlyn. 'n Man en 'n vrou, beide heterogoties vir die twee eienskappe, beplan om 'n kind te hê. Die tabel ondertoon die moontlike genotipe. Nou jy kan sien hier so ja, daar's groot F en daar's 'n klein f en daar's 'n groot H en 'n klein h en daar's ook 'n groot F en 'n klein f en 'n groot H en 'n klein h. So ja, beide hierdie ouers is definitief heterogoties. Dis mos nou die gamete van die ouers daai. Noem die genotipe by Z. Nou die genotipe is baie maklik. Kyk net, daar's 'n klein f, daar's 'n klein f, soos weer is klein f, daar's 'n groot h en daar's 'n klein h, soos weer is groot h, klein h. Okay. Die genotipes van die ouers, okay, dit is mos maar maklik. Is groot F, groot H, klein h. Hulle sê mos beide ouers is heterogoties. So yes. Die getal genotipes wat tot 'n nageslag met kort vingers en kontinue haarlyn lei. Nou kort vingers het ons mos nog gesê, so daar moet 'n hoofletter F in die alleelpaar wees vir die vingers om kort te wees. En dan kontinue haarlyn wat die resessiewe fenotipe is, moet dit homozygoties resessief wees. Met ander woorde, dan moet 2 klein H's wees vir dit om dan so te toon. So nou, al wat jy nou moet kyk is na al hierdie kombinasies, moet jy net gaan kyk waarin daar hoofletter F is. Dit kan maar hetero of homozygoties wees, maar die H's moet 2 klein H's wees. So dit gaan nie wees nie, daai gaan nie wees nie, daai gaan nie wees nie. Hierdie een gaan definitief nie wees nie. Nee, daar's is eerste ene. 1, daar's is tweede ene, dis 2. Daar's is derde ene. Alright. Onthou hierdie is klein f gaan daar wees, so dat jy kan hom nie tel nie. So dit gaan 3 wees. Die alleel vir 'n kontinue haarlyn. Wel as gepunte haarlyn hoofletter H is, dan gaan kontinue haarlyn 'n klein letter H wees. Die fenotipe van 'n kind wat homozygoties resessief vir beide eienskappe. Daar is die fenotipe. Homozygoties resessief vir beide eienskappe. Met ander woorde, dit gaan in langvingers wees met kontinue haarlyn. Okay. Alright, 2.22. Een tipe doofheid by mense word op 'n enkele alleel gedra. Die diagram hier ondertoon die oorerwing van doofheid in 'n familie. Alright, weer eens 4 kantjies is mans, en die sirkeltjies natuurlik die dames en dan die gekleerdes is ongeaffekteerd. Met ander woorde is horend en die wat swart is doof. Hoeveel generasies? Daar sit 1, 2, 3. 3 generasies. Die kinders van Paul en Lizzie. Hoeveel van die kinders van Paul en Lizzie is in staat om te hoor? Alright, dan kan jy sien, dis Paul en Lizzie, en daar is 3 kinders daar, maar hierdie is horend, so dis 2. Watter fenotipe is dominant omdat die fenotipe? Nou jy kan net gaan kyk hier, dan 2, 3, 4, 5, definitief die horendes is definitief die dominant. Gebruik Bob en Ann se nageslag om jou antwoord in vraag 2.2.22 te verduidelik, so daai. En Bob en Ann se nageslag, wel daar het jy dit. Jy kan sien Bob en Ann het 3 kinders, waarvan 2 van die kinders horend is en 1 van die kinders gaan doof wees. So ja. Gebruik die letter A om die dominante alleel te verteenwoordig en die letter klein a vir die resessiewe alleel om al die moontlike genotipes van 'n horende individu te gee. Want daar is nie geslagsgekoppeld nie. So dit gaan groot A wees of groot A klein a wees. Dan is dit 2.2.3 of 2.23.
Die tabel hieronder toon die bloedgroepe van 'n lede van 'n familie. 2 van die kinders is biologiese afstammelinge van die ouers en 1 kind is aangeneem. Want die vader is A en die moeder is AB. Nou die enigste manier hoe die moeder AB is as 'n I hooflettertjie A het en 'n I hooflettertjie B het. Want elke keer, jy weet mos nou, dis tot die mag toe waarvan ek nou praat. Die man natuurlik kan 2 opsies. Hy kan I hooflettertjie A en klein I wees, of hy kan I hoofletter A wees. Cool beans. Nou, kan jy 'n dogter kry uit daai 2 wat A is beslis? Kan jy 'n seun kry daaruit wat O is? Definitief nie. Jy kan nie daar, want onthou, bloedgroep O moet klein I wees. En kan 'n klein I op die vader voorkom, maar daar kan nie 'n klein I op die moeder voorkom nie. En die kinders erf mos 'n alleel van beide ouers af. So nee, seun 1 is definitief die aangenome een, sou ek sê. Alright, so kom ons kyk gaan na die vraag. Hoeveel? A. Verskillende fenotipes vir bloedgroepe kom in hierdie familie voor. Wel, jy kan sien, as 1, 2, 3, 4. Daar's 4 verskillende fenotipes. OK, jy kan sien, is A, AB, O en B. Moontlike genotipes is daar vir bloedgroep AB. Daar's net een moontlike genotipe en dit is daai IA, IB waarvan ek gepraat het. Gee die genotipe van die vader, wel in hierdie geval, vir daai pa om dit te wees, die genotipe is bloedgroep IA en klein I. Watter lid van die familie het die genotipe klein I, dis seun 1, het die kodominante alleel, dit is die moeder, en is aangeneem, dis seun 1. Sy. 2.24, gebruik 'n genetiese kruising om te toon hoe die geslag van die menslike nageslag deur geslagskromosome van die ouers bepaal word. Onthou, ek sê mos, daar's 'n klomp van hierdie volledige dominansie, of monohybride kruisings wat jy moet ken, en een van hulle is geslagsbepaling. En dit gaan natuurlik wees die P1 genotipe, gaan XX wees vir die vrou, XY wees vir die man, die P1 fenotipes sal wees vroulik, manlik, en jy dan hardloop jy net deur dieselfde prosedure. Presies dieselfde. So hierdie is absoluut standaard. En dit is ook die ander manier hoe hulle hierdie ding kan verraas, is deur 'n genetiese kruising toon dat daar 'n 50% kans is vir een van die kinders om 'n seun of 50% kans vir een van die kinders om 'n dogter te wees. Dan gaan jy ook hierdie hele proses deur. Mense asseblief, hulle gaan vir jou so 'n kruising gee en dis 6 punte. So maak asseblief seker dat jy jou kruisings kan doen. 2.25. Sommige perde het reguit hare en ander krulhare. 'n Wetenskaplike wou 'n manlike perd met reguit hare kloon om die vraag na perde met reguit hare te voldoen. Die wetenskaplike het die volgende prosedure gevolg. Die nukleus van 'n somatiese sel uit 'n manlike perd met reguit perd, kom ons noem dit perd S, reguit hare geneem, 'n onbevrugte ovum uit 'n perd met krulhare, perd T, dan dit uit verwyder, die nukleus van die somatiese sel in die ovum wat by perd T verkry is geplaas. Hierdie ovum is toe in die uterus van 'n vroulike surrogaat perd R geplaas. Verduidelik hoekom 'n somatiese sel en nie 'n spermsel van perd S nie en die nukleeskern vir die prosedure sou verskaf. Dood eenvoudig, want 'n somatiese stel het die volledige stel kromosome, hierdie diploïde getal kromosome, terwyl 'n geslagssel net helfte het, so asseblief. Daar sê hulle vir jou, diploïde Voordat die nukleus van die somatiese sel van perd S ingeplaas is die nukleus van die ovum van perd T verwyder. Verduidelik die belangrikheid van hierdie prosedure. Alright, die hele rede daarvoor is want jy wil die nukleus van die somatiese sel van perd S vervang met die nukleus van ovum, sodat jy die volledige genetiese stelinformasie het vir perd S, waar die geen verregheid daar voorkom. So dis om te verseker dat die DNA's van die ovum eienskappe van krulhare te verwyder, teenwoordig kloon, korrekte getal kromosome, well, there you go. Jy hoef net 2 van daai te noem. Aan watter van die 3 perde, S, T of R, sal die gekloonde nakomeling geneties wees? Dis al perd S wees, hoor, dat die somatiese sel is aanvanklikheid hom uit verwyder. Noem 2 voordele van kloning, wel daar's 'n magte om voordele wat jy in elk geval kan gee van kloning, maar ja, daar het jy dit, so jy kan net, dit is die bekendste hiervoor, so noem hulle asseblief net daai tipe ding. Alright, 2.26, by katte, ek dink is ook die laaste in hierdie, by katte is die 2 gene op verskillende autosome die volgende allele.
B swart, klein b grys natuurlik, groot T geen wit kolle en dan klein T wit kolle wel. Twee katte is gekruisteel, hulle werpselkaaitjies het die volgende fenotipiese verhouding. Ek sê mos daai is jou tipiese hybride kruising wat jy moet ken, se genotipiese verhouding wat jy gaan hê in die F1 generasie. En dan weet jy beide jou ouers is heterogoties. Noem die tipe kruising is 'n hybride kruising wat jy het. Rede daarvoor is omdat daar so met twee eienskappe gekruis word. Gee die genotipe van fenotipe D. Die fenotipe D, daar soos hy, is 'n grys pels met wit kolle. Grys, dit wil sê dit moet klein b wees en klein t. 2.26 gee die fenotipes van die ouers. Wel die fenotipes het ek vir jou gesê, die genotipes is die ouers is beide heterogoties. So nou moet jy net gaan kyk na wat is die dominante eienskappe waarvan ons hier praat. Van die ouers gaan dan obviously daai dominante eienskappe hê. En dit gaan wees, hulle gaan swart wees met geen wit kolle. 2.26.4 verduidelik waarom alle katjies wat 'n swart pels met wit kolle het, nie dieselfde genotipe het nie. Wit kolle is straightforward, want jy moet homozygoties resessief wees, maar swart pels kan of homozygoties of heterozygoties wees om die dominante alleel uit te druk in die nageslag. Noem Mendel se beginsel van segregasie. Weereens leer hierdie segregasie uit jou kop uit, maar dit gaan oor die alleelpare wat op die kromosoomring skik en dan word die alleelpare geskei tydens gameetvorming en slegs een alleel om seker te maak dat een alleel op die gamete voorkom asseblief. 2.27 by konyne kan pelskleur swart, wit of grys wees. Die oorerwing van pelskleur word deur twee allele beheer, naamlik swart B en W vir by wit pels. Verduidelik waarom pelskleur by konyne 'n voorbeeld van oorerwing met onvolledige dominansie is. Wel, omdat beide daai allele ewe sterk is, dat in die nageslag dan is daar 'n intermediêre fenotipe wat uitgedruk word. So die grys pelskleur is intermediêre fenotipe, is 'n aanduiding dat nie een van die allele dominant is oor die ander nie. Hulle is ewe dominant. Daar's hy. Ek dink dit is al die voorbeelde wat ons het vir my hose in hierdie hersieningssessie. Sterkte graad 12s.